Waar is Frans? Het vra jou vraag opgehou, Frans is weg. Weet iemand miskien wat het van Frans geword? Hou Frans nog aan met vra jou vraag. Ja, ek was weg, maar ek is nou terug. En daar het 'n paar vreemde dinge gebeur terwyl ek weg was. Karl Neus is ewe skielik weer op die TV en 'n groepie mense wat na hulle self as Afrikaners verwys, skryf briewe wat sê nie in ons naam nie. Maar gelukkig is ek nou weer terug om 'n paar vrae en antwoorde oor Orania te hanteer. En meer nuuskierig as wat julle oor Orania is ek nuuskierig oor julle vrae oor Orania. So kom ons spring sommer weg. Marcelo uit Frankryk vra, do Oranians feel threatened when a political figure says something against Orania? Nou ek wonder of jy verwys na politieke uitsprake soos die. Die mense wat Oranje en ander wit enklaves ondersteun, behoort aangekla te word, hulle behoort voor die hof te kom. Of miskien soos hierdie een. It will never happen. Orania belongs to us. Of miskien soos die. We don't say we want to stay with them, but you can't have an institution that is established on the basis of language or on the basis of a color of the skin. Of watter bekende gesig kan ek nog hier laat flits wat al teen Orania uitsprake gemaak het? Oraniërs is al so baie en word al vir so lank aangeval oor so baie verskillende dinge, dat dit soms net soos water van die een se rug afval. Ek dink dat dit baie belangrik is om iets goed te verstaan voordat jy kritiek daaroor uitspreek. Wanneer jy iets wil kritiseer, dan is dit mos belangrik dat jy daarom verstaan wat dit is, voordat jy dit kritiseer. En daarom wonder 'n mens soms oor hierdie politici se uitsprake. Verstaan hulle werklik wat Orania is en waaroor Orania gaan? Of is dit net 'n uitspraak in die wind vir goedkoop politieke punte? 'n Politikus se aand en môre praatjies stem ook nie aldag ooreen nie. Vandag is die fokus Orania en alles wat daarmee verkeerd is, en môre het hulle weer aanbeweeg na die volgende groot media onderwerp. Dit is selde dat daar iets werklik daarvan kom. En daarom dink ek ook nie Oraniërs skrik koud wanneer Floyd Shivambu die mikrofoon vat nie. Dan beteken dit egter dat ons onsself glad nie daarin steur nie en met oogklappe oor ons oog aangaan. Glad nie. Die politieke situasie in Suid-Afrika en ook in die hele wêreld word vanuit Orania fyn dopgehou. Natuurlik is daar aktuele bedreigings waarvan ons deeglik bewus behoort te wees en waarvoor ons beraad moet wees. Maar net so belangrik is dit om ons oë oop te hou vir geleenthede. Dink bietjie aan die Orania wat jy ken. Ons het nie hier gekom deur 'n groepering van bedreigde, bang mense met 'n slagoffermentaliteit te wees nie. Ons het opgestaan en begin bou, werk en belê, ten spyte van wat daar oor ons gesê word of hoe dit teen ons opgetree word. Robert uit Australië. Is there a cultural difference between Oranians and other Afrikaners that have moved to Orania? Nou, dit is 'n interessante vraag. Ek wonder nogal wat sê julle? Wat sê die Afrikaners wat nie in Orania bly nie? Dink julle daar is 'n verskil tussen Afrikaners wat in Orania bly en Afrikaners wat nog nie hier bly nie? My antwoord sou wees nee, oor die algemeen nie. Afrikaners is Afrikaners, ons is Christene. Ons is lief vir vryheid, ons is lief vir die bosveld en die natuur. Ons hou van braaivleis, biltong en die buitelug. Ons verkies dit om ons eie ding te doen. Daarom is ons ook hardwerkend en trots daarop. Ons is bouers en ons is oprigters. Ons is lief vir ons geskiedenis en ons weet waar ons vandaan kom. Ons ken ons helde. Ons weet watter toekoms ons vir onsself wil hê en watter toekoms ons vir ons kinders wil hê. Iemand het eendag vir my gesê dat jy nie Afrikanerskap of Afrikaner wees noodwendig in een sin kan definieer nie. Maar werklik waar, jy weet wanneer jy met 'n Afrikaner te doen kry. So my antwoord is nee. Afrikaners is Afrikaners en Oraniërs is Afrikaners. Ek wonder wel soms of Afrikaners as gevolg van hulle omstandighede nog die geleentheid kry om volbloed Afrikaners te kan wees. In Orania het Afrikaners weer die vryheid om hulle kultuur oop en bloot, onbeskaamd, selfs tot op die strate te kan uitleef. Hoeveel Afrikaners doen nog daagliks hulle besigheid in Afrikaans? Hoeveel Afrikaners kan 'n vlag van hulle gemeenskap met trots in hulle erwe laat wapper? Hoeveel Afrikaner kinders word groot met die vryheid om te kan stap of fietsry skool toe of sportoefening toe? Wat enige tyd van die dag buite kan gaan speel, of nagmarse reël, of selfs straatkriket speel, of so iets doen. Hoeveel vergaderings of geleenthede word nog met skriflesing en gebed geopen? In Orania is ons winkels toe op Sondag.
Dit is deel van ons geloof en deel van ons kultuur. Die Afrikaners in Orania en Afrikaners buite Orania is nie noodwendig verskillend nie. Maar Afrikaners in Orania kry weer die geleentheid om hulle kultuur voluit te leef. Nou, ek moet wel sê dat dit soms vir Afrikaners 'n aanpassing kan wees om in Orania te kom bly. Dit is nie dieselfde omgewing waar jy deurlopend met ander kulture, met rasende taxibussies, met EFF protesoptogte, met konstante misdaad en sulke dinge gekonfronteer word nie. Dinge soos ons eie arbeidbeginsel kan ook vir sommige Afrikaners 'n aanpassing wees. Vir Oraniërs is dit nie 'n beleid wat afgedwing word nie, maar eerder deel van ons kultuur. Ons is Oraniërs en daarom doen ons werk self. Dit maak vir ons sin. So miskien is ek besig om myself na die ander kant toe te oortuig. Miskien het Oraniërs hulle eie kultuur. Ek weet nie, wat sê julle? Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Marionay Matthewson uit Kimberley. Ek wil net meer uitvind rakende Orania se geldeenheid. Is 1 ora gelykstaande aan 1 rand? Moet ek my rande in oras omskakel as ek Orania besoek en inkopies wil doen? 1 ora is gelykstaande aan 1 rand. Of is 1 rand gelykstaande aan 1 ora? Ja, jy kan beide rande en oras of jou bankkaart of foon gebruik om te koop en te betaal in Orania. So dit is nie nodig om al jou geld oor te skakel in oras wanneer jy in Orania wil kom kuier nie. Nou sal mense my vreemd aankyk en vra, maar wat is die punt van die ora dan? Wel, kom ons begin net eers by wat die ora is. Orania se geldeenheid is nie in werklikheid 'n geldeenheid nie. In Suid-Afrika mag jy natuurlik nie kompeteer met die nasionale geldeenheid nie. Maar wat dan nou? Ons wil graag ons eie Afrikaanse geld in Orania hê. Nou so het Oraniërs 'n baie slim stelsel ontwerp. Oras is kuponne, nie geld nie. So het ons nie 'n geldeenheid wat kompeteer met die rand nie, maar ons het wel 'n kuponstelsel wat op alle praktiese vlakke presies dieselfde funksioneer. Nou dit maak jou kontant in Orania besonder veilig. Dink bietjie hoe neergehaal 'n dief sal voel as hy al die kasregisters van 'n Orania winkel beroof het, maar nou sit hy met sakke vol oras wat hy niks meer kan maak nie. Hy sal eerder maar net nie die risiko vat om in Orania te roof nie. Wel, dit sal hy vir verskeie redes nie doen nie. Verder is die ora ook besonder mooi. Dink bietjie daaraan. Ons is Afrikaners. Waarom moet al ons geld in Engels gedruk wees? Hier het ons pragtige Afrikaanse note waarmee ons onsself kan vereenselwig. Dit het simbole en prente op wat relevant is tot ons in ons omgewing. Dit is 'n simbool van onafhanklikheid. Ons skep ons eie ruimte. Nou dit is baie belangrik om in gedagte te hou. As jy groot wil droom, dan moet jy iewers begin. Ons wil ons eie instellings vestig wat onafhanklik kan funksioneer. Nou ja, die ora is tans nie onafhanklik van die rand nie, maar as ons eendag daardie geleentheid kry, dan is die basis al reeds gelê. Dan is dit nie meer 'n totale vreemde konsep wat ons van die grond af hoef op te bou nie. Ons moet onsself so uniek as moontlik, so gereeld as moontlik posisioneer. Die ora is 'n duidelike simbool van hoe ons bereid is om verantwoordelikheid vir onsself op te neem. Jan Harm Du Plessis uit Tromsburg. Ek het 'n vraag oor Orania se vlag. Die klein reus is 'n mooi vlag, maar ek het altyd gewonder, was daar dadelik besluit op die vlag? Of was daar ander voorstelle gewees? Daar is vlae soos die Vryheidsvlag, 'n 4-kleur met 'n oranje baan in plek van die rooi. Sou daardie vlag nie dalk beter gewees het vir Orania nie? Goeie vraag en die antwoord is nee. Daar is nie dadelik besluit op die klein reus as Orania se amptelike simbool nie. Nou Orania is baie uniek in sy bestuurstyl dat mag afgewentel word na die gemeenskap op soveel vlakke as moontlik. En so was dit ook met ons dorpsvlag. 'n Kompetisie is geopen waar enigiemand welkom was om 'n ontwerp vir die Orania vlag in te stuur. Daarna het die gemeenskap gestem en hierdie vlag was toe die wenner. So het die Orania gemeenskap self besluit watter simbool hulle gaan verteenwoordig. Nou dit beteken egter nie dat dit die enigste simbool is wat ons verteenwoordig nie. Wat het ons net nou in 'n vorige vraag gesê? Oraniërs is Afrikaners wat die geleentheid het om hulle kultuur hardop te leef. Nou daarom sal jy allerhande vlae in Orania raakloop. Dit is ook juist die Vryheidsvlag wat op die studente van Orania van Bo Karoo opleiding se skouers is. Dit is nie ongewoon om 'n vlagparade in Orania se strate te sien tydens 'n herdenkingsdag of 'n geleentheid nie. Hier in ons kantore
hang groot 4 kleure, Oranje, Vrystaat-vla en Vryheidsvla. Oranje is wel 'n nuwe verhaal in ons geskiedenis. En ek dink nie dit is reg om 'n vlag uit ons geskiedenis te neem en dan 'n nuwe betekenis daaraan te koppel nie. Maar dit beteken egter ook nie dat ons daardie simbool moet agterlaat nie. Nou ek hou baie daarvan dat jy na die Vryheidsvlag verwys, want dit is natuurlik een waarby ons baie aanklank vind. Ons is immers besig met 'n vryheidsstryd. Nou die oranje kleur wat daarop verskyn was 'n groot inspirasie vir Oranje se vlag. Hier is 'n bietjie meer inligting oor die Oranje vlag, direk van die persoon wat hom ontwerp het. Die kleure, die blou simboliseer geloof, toewyding, die hemel, en dit is die begin van die vlag. Dan gaan dit oor in die klein reus wat vir ons 'n simbool geword het. Selfwerksaamheid is een van die belangrikste onderskeidings van die Afrikaner hier in Oranje. Die klein reuse motief was ook destyds baie bekend, en hy staan in wit, en hy simboliseer vrede en reinheid. En dan die laaste groot blok van die vlag is oranje, wat energie simboliseer, ook vryheid, eintlik meer belangrik vryheid. Dit kan ook aanbidding, beskerming en eer beteken. En dan beteken die vlag dan eintlik standvastig in geloof. Die blou gee ons deur vreedsame selfwerksaamheid, die wit klein reus, ons eerste tree na vryheid, die groot oranje blok wat ons na strewe. Ons laaste vraag is die vraag wat ek die heel meeste op hierdie kanaal kry. Wie kan raai wat dit is? Johan Francis uit Benoni, Gauteng. Hoe gaan 'n mens te werk as 'n mens in Oranje wil kom woon? Sal dit verskriklik baie waardeer as u my kan terugvoering gee. Dankie, Johan. Nou goed, wie wil hierdie vraag probeer beantwoord in die kommentare? As jy na Oranje wil verhuis, is die eerste stap om 'n e-pos te stuur na verblyfreg@myoranje.co.za. Oranje is 'n selfstandige Afrikaner gemeenskap wat streef na Afrikanervryheid. Nou deur 'n proses van groeiende selfbeskikking poog ons om daardie Afrikanervryheid iets konkreet te maak. Ons fokus sterk op die beskerming, die uitbouing en die aktiewe beoefening van die Afrikanerkultuur. Nou daarom is dit noodsaaklik dat voornemende inwoners eers aansoek doen om verblyfreg te kry nog voordat hulle verhuis na Oranje. Oranje is 'n privaat dorp en daarom moet elke persoon wat hier wil kom woon, ongeag of dit is om te kom werk of om te kom aftree, aansoek doen vir verblyfreg. Onthou, Oranje is 'n doeldorp en almal wat oorweeg om hiernatoe te verhuis, behoort eers Oranje te kom besoek, sodat hulle die regte verwagtinge en die regte ingesteldheid het. Voornemende inwoners wat verblyfreg ontvang het, moet ook 'n verpligte oriëntering bywoon, waar hulle oor alle aspekte van Oranje ingelig kan word. So hierdie is 'n uitnodiging aan elke Afrikaner wat deel wil word van 'n vryheidsprojek. Kom kuier vir ons in Oranje, kom besoek ons en kom kyk waar jy sal inpas. Kom bou saam met ons. Ons wil meer as net oorleef in Suid-Afrika. Ons is hier om te bou. Hier skep ons eie Afrikaner tuiste waar ons oor onsself kan regeer. 'n Afrikaner tuiste waar ons eie besluite kan maak en 'n vry en veilige toekoms vir ons kinders kan bewerkstellig. Dit is die verantwoordelikheid van elke Afrikaner om na sy nageslag om te sien. Kom doen dit saam met jou mense op Oranje. En daarmee groet ek julle vir hierdie episode van Vra jou vraag. As jy graag hierdie program wil ondersteun, as jy graag Oranje wil ondersteun, los vir ons 'n donasie deur op die skakel te klik onderaan hierdie plasing. Sien julle volgende keer.